praat oor hierdie vraag vandag. Wat is die hoogste vlak van liefde? Wat is die hoogste vlak van liefde? En kom ons begin miskien gou weer met iets prakties. Die persoon langs jou, sê gou vir hulle, 30 sekondes het jy, as jy vir hulle 'n groot geskenk kon gee, as jy hulle nou kon bless met enige iets, wat sal dit wees? Wat sal jy graag vir hulle wil gee? Baie beloftes, manne, wees versigtig met wat jy sê. Right, nou ek kan hoor as lekker geskenke en dit create sommer excitement, julle wil mekaar bless, dis beautiful, dis mooi. Vandag wil ek met jou praat oor die grootste geskenk wat jy vir jou geliefdes kan en moet gee en voor ek half by die liefde deel daarvan uitkom, het ek gedink ek wil jou net gou weer opskerp met die hiërargie van behoeftes van Maslow. Meeste van julle het dit seker op skool geleer, maar ek weet, jy het nie opgeleid of jy daai klas gebank, so, Maslow se hiërargie van behoeftes loop so hy begin hier onder by fisiologiese behoeftes, en dis natuurlik, ons almal moet eet, ons almal moet slaap, ons almal moet water drink en toilet toe gaan ensovoorts. Dan is dit veiligheid, ons almal moet in 'n omgewing wees waar ons veilig is en 'n gesonde roetine hê, nee. Dan is dit, ons almal het 'n behoefte na liefde, nou, om ons lewe te verbind met 'n groep mense, 'n familie en 'n groter groep mense, 'n plek waar ons behoort. Ons almal het 'n behoefte aan eie waarde, dit is waar ek trots kan wees op wie ek is, my unieke mens wees. Ek wil na myself kyk en weet ek is kosbaar, ek is valuable en ek kan trots wees op myself. Soveel so dat dit by selfaktualisering uitkom. Dit beteken maar net dat ek dit wat my gifts is en my passions is, dat ek dit vat en ek doen iets met dit en ek groei en ek bereik my potensiaal. Hierdie preek gaan nie oor Maslow nie, so kom ons gaan aan. Ek het my eie driehoekie gemaak en voor ons daarby kom, dit gaan oor liefde. Wat is die hoogste vlak van liefde? Stem julle almal met my saam, ons moet mekaar lief hê. Nou, ek dink as jy nie Christen vra, wat moet Christene eintlik doen? Dan gaan hulle sê, hulle is behoort soos Jesus te wees, en hy was all about love. En as jy dit nie glo nie, Jesus, mense het hom gevra, gereeld, soos, hoekom is u hier op die aarde, hoekom het u gekom? En dan het hy vir hulle hierdie gesê, en hierdie het hy nogal 'n paar keer in die Nuwe Testament vir die disippels gesê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Ek gee julle 'n nuwe gebod. En hierdie gebod wat hy sê, is kind of, this is the main thing. Ne? Johannes 13 vers 34. This is the main thing. Hierdie is die groot opdrag wat ek julle gee. Julle moet mekaar lief hê. Maar hier's 'n hoe. Hoe moet ons mekaar lief hê? Soos ek julle lief het. Nou sê hy vir sy disippels, soos ek julle lief het, so moet julle mekaar lief hê. Nie soos jy 'n burger lief het, of soos jy net lief is vir jou mense, soos ek julle lief het, dis hoe julle mekaar moet lief hê. En dan sê hy, as julle mekaar so lief het, so gaan almal weet dat julle my disippels is. So mens kan het omdraai en sê, hoe sal mens weet of iemand regtig 'n opregte Christen is? Iemand wat regtig Jesus volg. Wel, dis iemand wat lief het soos hy lief het. So, soos ek sê, hierdie gaan oor wat is die hoogste vlak van liefde. As ons dan 'n hiërargie aan liefde moet sit, want liefde vandag beteken baie goed vir baie mense, né? Ek love my vrou, maar ek love my hond en ek love McDonald's. Liefde beteken baie goed. So ons moet sê, okay, wat beteken dit dan? Hoe moet ons lief hê? So, hier's my driehoekie, okay? Die hiërargie van liefde. Ek begin heel onder, stem jy met my saam, as ons net 'n baseline moet hê vir hoe lyk liefde as Christene, as ons almal net kan vriendelik wees. Nee, as ons almal kan opstaan in die oggend en ons gaan uit ons huis uit en ons is net nie 'n klomp kerens nie. En ons is nie ongeskik met mense nie en ons wil nie ouens van die pad afry nie en ons by ons werk en goed, as al die Christene in die wêreld
net môreoggend opstaan en super vriendelik is, sal die wêreld baie beter is. Stem jy met my saam? So, wees vriendelik môreoggend, okay? Kom ons gaan aan. Die volgende vlak is natuurlik verhoudings. Konneksie in 'n disconnected wêreld. Stem jy met my saam, deel van liefde is, ons moet verhouding bou, beginnend by ons eie mense. Ek dink daar's so honger aan verhouding, want ons is so besig, en dit vat iets om verhouding te bou, veral in ons tyd, in ons besige disconnected wêreld. Tannie Wilby vertel my nou van Greta Wiet, wat hierdie graad 7 oorgangsfase kampe doen, en sy sê daar, die ongemanierdheid is kind of next level, wat sy deesdae sien by hierdie graad 7's. En die rede wat sy gee, is baie eenvoudig, maar is baie profound. Sy sê, want kinders kry nie meer die aandag wat kinders altyd gekry het nie. Ouers is te besig, kom in die aand by die huis, eet, slaap, bad, slaap, môreoggend weer, doen wat jy moet doen, selle, ons disconnected. En al wanneer daai kinders bietjie ekstra aandag kry, is wanneer hulle nonsens aanjaag. En sê, kom ons hê nou 'n sit down hierso. Dat ons het nou 'n chat nodig. En kinders is honger aan aandag. Ons moet verhouding bou. Volgende een is versorging. Dis vervul jou naaste se behoeftes. Wees 'n dienskneg. Né? So dit is as jou, kom ons sê, as ons in die huis vir mekaar sê, ons moet die skildery hang en ons moet die lig regmaak, dan doen ons dit nou maar, want ons is lief vir mekaar. So dis versorging, né? Mens dien mekaar. Ons kinders het skoolfonds nodig, die ligte moet aan wees, ons moet die rates en taxes betaal, dis maar alles deel van versorging, maar ek dink versorging vandag gaan 'n stapie verder, en daar's baie, dis nie net behoeftes wat ons versorg nie, daar's baie begeertes ook, né? My kind wil 'n PS5 hê, ons wil ons familie op vakansie vat, mama soek daai ringetjie, dis great, dis begeertes, dis nie regtig behoeftes nie, maar is lekker om mekaar te bless, né? So ons bless mekaar, is alles deel van versorging. Dan kom daar 'n volgende fase, en ek noem dit versterking. Ek hou van alliterasie en goeters wat dieselfde klink, so laat julle dit kan onthou. So kan julle sien, ek gebruik fees hierso, né? Ek hoop jy onthou hierdie fees. Versterking. Dis die boemelaar hier op die hoek van die straat wat altyd sê, "Away, ken julle hom?" Het julle al vir my geldjie gegee? Hy is 'n super vriendelike ou, né? Ons kan leer by hom met dit. Die boemelaar op die straat, hy het 'n swakheid in sy lewe, daar's iets wat hy nie het nie, en hy kan dit nie self regmaak nie, so ek gee hom 'n geldjie, of ek koop vir hom kos, ek help hom. Ek versterk daai swakheid in sy lewe. Of my kind kom huis toe en sê hulle sukkel met wiskunde, wat doen ek? Ek help hulle met hulle wiskunde, dit is 'n manier hoe ek hulle versterk. Of my pel gaan deur 'n huwelikskrisis en ek probeer daar doen wat ek kan om te help. Ek help mense in hulle swakheid. Ek is 'n dienskneg. Dis versterking. Sou julle sê dis belangrik vir ons as Christene dat ons so moet leef, né? Die Bybel sê dra mekaar se laste en dien mekaar. Dis hoekom ons hier betrokke raak by die kerk, né? Ons sit nie net hier nie, ons raak betrokke want ons is diensknegte, ons serve. Dis deel van ons lewe. Nou, wat is heel bo op hierdie lys? Wat kan tog heel bo op hierdie lys wees? En onthou die konteks. Jesus het gesê, soos ek julle liefhet, so moet julle mekaar liefhet. Nou, for a lack of a better word, om weer 'n vee te gebruik ek hierdie woord vir die woord heel bo, vergader. Vergader is 'n werkwoord, en dit spreek die behoefte aan dat jou man, jou vrou, die belangrikste behoefte wat hulle het in hierdie lewe, is tyd saam met Jesus. Jou kinders, die belangrikste behoefte wat hulle het in hierdie lewe, is nie 'n PlayStation nie, is nie 'n vakansie nie, is tyd met Jesus. Niks verkeerd met daai goed nie, maar die belangrikste behoefte. En ek en jy, ons moet vergader. Ons moet mense lief hê deur hulle te
connect met Jesus in die manier dat ons moet kyk dat hulle tyd saam met Jesus spandeer. Dis die belangrikste vlak van liefde. As ons dit nie doen nie, dan gaan dit ons mense en ons iewers duur te staan kom. Het gaan ons kos. In die kort termyn gaan mense besluite maak sonder wysheid. Hulle gaan verhoudings kies sonder onderskeiding. Hulle gaan reageer op druk van die wêreld en die kultuur, vriende en die Joneses en persoonlike ambisie. Gaan hulle op reageer, want dis die stemme wat hulle leer ken, hulle moet op reageer, want hulle is nie naby Jesus nie, so daar's al die ander stemme wat hulle leer om voor te luister. En in die langtermyn leer hulle dat godsdiens is maar net deel van jou lewe. God is deel van jou lewe, en ons traai om inwerk, soos ons maar elke ander dingetjie traai inwerk, maar hy is nie sentraal aan ons lewe nie. Dit gaan ons duur te staan kom, as ek lang genoeg so lewe. Die belangrikste ding is dat ek 'n vergaderingsreëler word, om te sien dat my mense kwaliteit tyd met Jesus spandeer, sodat hulle hom kan hoor, sodat hulle sy stem kan herken in die gejaag van die lewe, sodat hulle sensitief is vir die Heilige Gees. Dan eers gaan hulle hom regtig kan volg. As dit waar is, wat gaan die duiwel se hoofstrategie wees? Wat gaan sy hoofstrategie wees, as dit waar is? Sy hoofstrategie is nie om jou en my te kry, om super sondaars te wees nie. Sy hoofstrategie gaan nie wees om jou te kry om die grootste, lelikste sonde in te verval nie. Sy hoofstrategie is om ons besig te hou. Met wat? Met goeie goed, met daai ander 4 goed. Om ons so besig te hou, om so goed te wil wees vir my familie, dat ek hulle wegvat van Jesus af, in plaas van om hulle nader aan hom te kry. Dis ons grootste challenge vandag. En mens kan dit nie vinnig raak sien, jy kan dit nie optel nie, dit voel nie soos 'n versoeking nie, want om jou familie te versorg, om hard te werk, om te voorsien en om beter te kan voorsien vir jou familie, is dit verkeerd? Dis nie verkeerd nie. Om op 'n lekker vakansie te wil gaan, is dit verkeerd? Dis nie verkeerd nie. Hy vat goed wat nie verkeerd is nie. Maar hy wil ons so daarin jaag, laat ons al verder, meer, en ons jaag al meer, en in daai al meer jaag, drift ons net bietjie vir bietjie, al verder, van tyd saam met Jesus, en tyd saam met Jesus is daar, maar is nie sentraal nie. En dan sit ons met 'n groot probleem. En ek het dit gestuur op die groep gister, die ding wat ek die laaste tyd baie bedink is, ons is so vinnig om die vorige generasie te nak, ons paas en ons oupas se godsdiens, om dit te peper met die mond, en tereg so is daar baie dinge in die vorige generasie kerk, wat negatief was, wat maak dat ons 'n swak smaak het in ons mond vir godsdiens. Maar dan moet ons onsself vra, fyn, hulle was so verkeerd, wat doen jy? Wat doen jy? Jy kan my alles vertel wat hulle verkeerd gedoen het, vertel my 'n bietjie van wat jy reg doen. Moenie vir my sê wat hulle alles verkeerd gedoen het nie, kom ons chat oor wat ek en jy reg doen, dat ons kinders en ons kinders se kinders nie na ons kyk en sê, my pa se godsdiens was maar baie dood. Want weet jy wat het die duiwel reg gekry? Ons het gesê, okay, check out oomies met hulle suits en ties, cheers vir julle. Ons wil niks met daai storieetjies te doen hê nie. Ons is nou casual, en ons het so casual geword met ons godsdiens. Tot watter einddoel? Wat wil ons reg kry? Wil ons hê ons kinders moet hou van Jesus? Wil ons hê die volgende generasie moet hom like? Well, maybe het ons dit reg gekry. Dan moet ons sê high five. Daarom hou ons mense nou van Jesus. Nou is ons rustig en ons is casual met ons godsdiens.
gaan dit hulle in die hemel kry as hulle hou van Jesus. Gaan dit maak dat ons Jesus eer en liefhet en ken, net omdat die volgende generasie hou van hom. Want nou die probleem is, sit jy met 'n generasie wat baie van Jesus hou, maar hom glad nie ken nie. Nie sy stem ken nie, hom nie hoor nie, hom nie dien nie, hom nie volg nie, hom nie liefhet nie. Hey, maar hulle like hom daar. Hulle like hom genoeg om te sê, ek hou van hom, hy's deel van my lewe en dis wat ek love van hierdie hele deal. Hy's daar en hy's deel van my lewe, daar's baie benefits aan dit en ek kan gaan doen net wat ek wil, hoe ek wil. En ons het iets van die dissipline van die vorige generasie weggegooi. At least was hulle elke Sondag in die kerk. At least het hulle sekere goed met dissipline gedoen en die manier wat hulle dit gedoen het was dalk nie so goed nie, maar at least het hulle dit gedoen. Nou raak ons so casual en ons dink, ons daarom hou van Jesus, nou van die kerk, nou hou ons van dit, maar het ons nie ook maar die hart verloor nie? Het ons nie nou heeltemal, ek wil amper sê, ons neerkos na die ander kant toe, en die eindproduk is presies dieselfde ding. Jy sit met 'n volgende generasie wat kyk en sê, ek dink hierdie gaan oor Jesus regtig nie. Hierdie gaan dalk oor iets anders. En miskien is ons iets anders as die vorige generasie, maar is ons anders net for the sake of being anders? Of is ons anders sout? Is ons anders, ons is lief vir Jesus en ons soek Jesus en ons wil Jesus ken en ons wil hom eer. Ons wil hom nie onopreg volg nie. Ons wil hom opreg volg. En ek dink as ons sê, ons wil hom opreg volg en die myn ding in die lewe is, die myn ding in my week, kom ons wees meer prakties, in my week moet my lewe begin by 'n vergadering met Jesus, my stilte tyd. Sondag is kerk. As ons as 'n familie by mekaar kom, iewers in die week gaan ons saam bid en ons gaan chat oor die woord. Die vergadering met Jesus is die myn ding van waaruit ons leef. Dan iewers gaan daar sacrifices moet kom in daai ander goed. Miskien is dit hoekom Jesus vir van die disippels gesê het, hy los julle werk. As jy my wil volg, los jou werk en kom. Vir ander het hy gesê, ryk jong man, gaan verkoop al jou goed. Verkoop al jou geld, dan kom jy eers. Ek sien daai ding pla jou, kom. Vir Saggeus het hy gesê, hey, jy doen besigheid op 'n sekere manier, daai manier gaan nou change. As jy my wil volg, dan doen jy nie meer besigheid soos dit nie. Jy gaan nou jou pryse verminder. Hy het nie 'n voltydse disipel, hy het nie in die bediening ingegaan nie. Hy het aangegaan as 'n besigheidsman, maar hy het heeltemal anders begin besigheid doen. Maar hy moes sacrifices maak. Dit gaan ons altyd iets kos om Jesus eerste te sit in ons lewe. En ek wonder of dit jou iets kos. Ek wonder of jy dit kan voel. Ek wonder of dit intentional is, dat jy sê, ek voel in ons huisgesin, probeer die duiwel ons wegtrek van, God is, die vergadering met hom is eerste in ons lewe, en ek voel, hier is hy besig om ons weg te trek, so ek trek 'n streep daar, en ek sê, hier is my sacrifice hier. Hier is my sacrifice hier, dat ek God kan eerste hou. Ek wonder of jy so sacrifice voel. En of dit intentional is, sodat die hoogste vlak van liefde in jou huis, that the main thing can stay the main thing. Ek wil hierdie vraag vra en dan gaan vinnig net deur 3 skriffies hardloop. Net laat die woord met ons praat hieroor. En die vraag is, wat het stilletjies God se plek ingeneem as die hoofvergadering in jou week? Vir almal van ons kan dit iets anders wees. Wat het stilletjies die hoofplek begin inneem? Sy plek as die hoofvergadering in jou week. Lukas 6 vers 46 tot 49. Waarom roep julle my, sê Jesus? Hoekom sê julle vir my, Here, Here? Maar julle doen nie wat ek sê nie. Jy sê ek is jou God, jy sê jy is 'n Christen, maar jy gee nie eers om oor wat ek sê ek wil hê jy moet doen nie. En dan sê hy, ek gaan julle sê hoe dit is. Waarop dit gaan uitloop. Iemand wat na my toe kom en na my woorde luister en daarvolgens handel, met ander woorde, hy vat my woorde, hy wil weet wat ek sê, hy wil leer wat ek sê, sodat dit sy lewe kan verander. So iemand is soos iemand wat 'n fondasie bou.
Hy lê 'n fondasie en hy bou sy huis op die fondasie dat wanneer die vloed kom, wanneer daar 'n storm kom, dan gaan hierdie ou se huis staande bly. Dan sê hy, maar daar is mense wie luister, hulle glo in my en hulle hoor wat ek sê ook, maar hulle doen nie wat ek sê nie. En dis soos 'n man wat 'n huis bou, en hy bou dit net op die grond. Julle wat bouers is, julle sal weet. Hy bou daar geen fondasie nie, begin net die huis te bou. Iewers gaan 'n vloed kom, en wat gaan gebeur? Gone is die huis. Kan ek jou sê, jy kan praat oor Jesus, jy kan kruisies op jou mure hê, jy kan die Christelike dansie doen, elke nou en dan hier in die kerk kom sit en hoor wat die Bybel sê, en saamstem met wat die Bybel sê, maar as jy dit so doen, gaan jy hier uitstap. Jy gaan nie vat wat die Bybel sê, en dit so in jou lewe begin implementeer nie, want hy sal klaar nie nommer 1 nie. So as dit nie inpas by jou agenda, en jou wil vir jou lewe nie, dan gaan jy dit hoor, een oor in, ander oor uit, en jy gaan net jou huis gaan bou soos jy wil. Kan ek jou sê, iewers gaan daar 'n storm kom in jou lewe. Without a doubt, ons kan nie die storms keer nie. Die Here gee die duiwel die reg om ons aan te val, om ons te versoek, om storms te bring oor ons pad. Iewers gaan dit gebeur. En ons kan nie kies om 'n storm te hê of nie, maar wat ons kan kies is wat die fondament is. Dit is jou keuse. Is Jesus jou fondament, of is jy jou fondament? Bou jy jou lewe op hom, of bou jy jou lewe soos jy wil? Hy's in jou lewe, maar hy is nie die fondament nie. Kan ek jou sê, dit gaan jou duur te staan kom. Iewers gaan dit jou kos. Hy moet nommer 1 wees in ons lewe. Hy moet nie net deel wees van ons lewe nie, hy moet die fondament wees van ons lewe. Volgende skrif is Deuteronomium 8, die skrif wat ons gelees het in die offergawe moment, waar die Here sê, hey, ek wil jou seën, maar wanneer ek jou seën, pas op. Bid dan vir wysheid, bid dan juis, probeer dan juis meer sensitief wees, dat jy my stem kan hoor. Moenie dan meer weggaan van my af nie. Kan ek jou sê, meeste mense, as hulle voorspoed kry, dan dien hulle die Here al minder. Meeste mense. En kom ons doen 'n toets hierso. Jy's nou deel van Familia, né? Jy's in Alberton, so deel van jou mandate is dat ons help, wat doen Familia? Ons help families om met Jesus besig te bly. So dis nie my werk nie, dis ons werk, né? So ons is hier in Alberton, ons wil mense bereik, ons wil hê gesinne moet kom en met Jesus besig bly. Wat gaan jy doen as jy nou op jou foon kyk en jy sien daar's 'n notification, 100 miljoen rand? Wat gaan jy doen? Julle gaan opspring en jy gaan die uithardloop. Wat gaan jy doen? Kan ek jou eerlik sê wat baie van julle gaan doen? Ek gaan julle vir baie lank nie sien weer nie, as ooit. Jy gaan jou goed vat en jy gaan vakansie hou vir die res van jou lewe. Kan ek jou sê, as dit jou plan sal wees, dis verkeerd. Dis sonde. Jy is nie hier om soveel geld as moontlik te maak en dan vat jy dit en jy doen wat jy wil in hierdie lewe nie, hoor. Hierdie is nie jou wêreld nie. Om al die mooi plekkies te gaan sien waar jy wil en net te doen wat jy wil nie. Ons het 'n boek hierso, en ons noem dit die Bybel. God het dit vir ons gegee. En in hierdie boek sê hy vir ons wat ons moet doen. En hy sê vir ons wat die main thing is. En hy gee ons 'n missie. En hy sê vir ons, dis hoekom hy sulke goed vir ons sê, onthou nou, as ek jou gaan seën, moenie laat die seëninge jou afgode word nie, moenie laat dit jou van trek af vat, en nou gaan doen jy net jou eie ding nie, vat jou 100 miljoen rand, en dink hoe jy nie minder tyd saam met my kan spandeer nie, maar hoe jy juist tyd kan koop om meer saam met my tyd kan spandeer. Almal van ons sê, ons het nie tyd om Bybel te lees nie, daar vat jy 100 miljoen rand en jy travel van die plek na daai, nou het jy nie tyd nie, want jy is heeltyd op 'n vliegtuig of heeltyd in 'n kar om 'n ander plek te sien. Is dit die tyd wat die issue is, of is dit jy? Is dit die Here wat weghardloop, of is dit jy? Nou kan ek tyd koop, maar nou gaan ek. Wees meer by my. Doen meer vir my.
wanneer ek jou empower en bless, moenie minder vir my doen nie. Nou dat jy gebless is, kan jy goed doen om mense in jou huis te kry, om met mense te connect, om mense na my toe te lei, om mense by die kerk te kry. Maar nou hardloop jy al meer weg. En jy's verder van my af en jy leef al minder vir my. Dan moet jy nie voorspoed hê nie. Dan moet jy sukkel. Want anders is voorspoed 'n afgod vir jou. Anders is dit 'n distraction vir jou. Mag ons met die seëninge wat God ons gee, mag ons kinders wys, dat die main thing is om te lewe vir Jesus. Mag ons kinders nooit na ons kyk en sê, godsdienst is deel van my ma se lewe, maar regtig wat ons regtig soek is geld en geleenthede. En solank ons dit het, jy weet ons nie nodig om te veel te bid en die Here se raad te vra nie. En wanneer ons sukkel, en dan hardloop ons, dan wil ons kerk toe kom en dan wil ons die pastoor vra, bid asseblief vir my, en die oomblik wanneer dit weer goed gaan vir my, dan is ek weg. Dit wys die motief van my hart. Dit wys, ek was nooit hier om Jesus te aanbid nie. Ek was nooit hier om my hande te hef en te sê, alles wat ek het is as gevolg van U nie. Ek was hier om 'n dansie te doen. Moet ek my hande opsteek? Okay, kom ek steek my hand. Maybe gaan dit werk. Maybe gaan ek dan, is our notification al klaar? Nee, daar is nie. Okay, wat moet ons doen? Moet ons bid? Wat moet ons doen, dat hy my kan bless, en 'n oomblik wat hy my bless, weg. Come on, ons moenie so lewe nie. Hy sê, pas op vir dit. Moenie die Here jou God vergeet nie. Kan so vandag gebeur. Laaste skrif is Matteus 25. Hierdie gaan oor die 10 meisies wat gewag het vir die bruidegom om te kom. En Jesus vertel hierdie gelykenis en dit gaan daaroor dat hy's op pad terug. En daar sekere mense wat reg is vir sy terugkoms en daar sekere mense wat nie reg is nie. 5 van hierdie meisies is reg, 5 van hierdie meisies is nie reg nie. Dit sê die volgende, in die middel van die nag was daar 'n geroep, hier kom die bruidegom, so nou is hy terug, gaan hom tegemoet. Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges antwoord, nee, ons kan nie, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie, gaan liewer winkel toe en gaan koop vir julle olie. As jy verder gaan lees, daar is verse tussenin, waar nou gaan hulle en hulle gaan koop vir hulle en toe kom hulle terug. En toe sê hulle, hey, asseblief, wag, ons wil ook inkom. Maar toe sê die bruidegom vir hulle, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Dis altyd, Jesus sê, daar gaan soveel mense eendag by hom kom, gelowig is. Wat sê, maar Here, ons het dan gepreek, ons het dan goed gedoen in U naam, ons het geglo. En dan gaan hy vir hulle net hierdie woorde sê, elke keer sê hy hierdie woorde, ek ken jou nie. Ek ken jou nie, ek en jy het nie 'n verhouding nie. Jy is nie lief vir my nie, en jy ken nie my liefde nie. Jy was nie naby my nie, ek ken jou nie. Waak dan, sê hy, onthou, hierdie is nie meer deel van die gelykenis nie, hierdie is sy sin waarmee hy hierdie gelykenis afsluit. Hy sê vir hulle, waak dan, wees waaksaam, want jy weet nie wat 'n dag ek gaan kom nie. Ek sê daaronder olie is persoonlik. Hierdie is hoekom ek vir hierdie stuk gee. As Jesus vandag, as hy nou terugkom, dan kan ek nie vir hom sê, Here, maar ek het 'n verhouding met U gehad, so asseblief laat Gail en my kinders saamkom. Ek gaan nie dit kan sê nie. Olie is persoonlik. Daarom is dit so belangrik, dat ons omgee. Weet jy, wie is die vraag hierso, weet jy of jou huweliksmaat 'n verhouding het met Jesus of nie? Nie glo in hom, het hulle 'n verhouding met hom. En die praktiese vraag daar is, spandeer hulle tyd saam met hom. Weet jy dit? Ek dink daar's baie mense wat in die gejaag van die lewe, is hulle dalk by die werk wat hulle gou 5 minute stilte tyd hou en dan jaag hulle verder en die Bybel sê, né, daar's party mense wat net gaan inskuur in die hemel in, hulle gaan nog na rookryk, sê die Bybel. Dit is nie 'n grap nie, want die Bybel sê dit. Dit is nie een of ander kallet wat daai grappie gemaak het nie. Soos die Bybel, daar's 'n vers vir dit. Dit sê hulle gaan nog na rookryk soos hulle in die hemel inkom. Hulle net maak hulle dit.
So jy is al jaag, ek het my stilte tyd hier, ek het my verhouding, as ek jou moet vra, miskien is dit jy, en as ek jou vra en sê, ek spandeer tyd met die Here, maar baie min, ek kom al by die werk, of in my kar, en 5 minute, ek moet langer, maar miskien het jy at least 'n verhouding met die Here, kan beter, maar jy het een, maar weet jy of jou vrou een het, weet jy of jou man een het, weet jy of jou kinders een het, want miskien het jy dit so min, en het jaag so, dit is nie so sentraal in jou lewe nie, maar jy het at least met dit in jou huis groot geword, maar jou vrou het dalk nie, jou man het dalk nie, nou sien jou kinders dit nie, nou jaag jy, en as jy by die huis kom is dit net, hey, kos, skool, sport, dat, en jy jaag verder, en as Jesus vandag terugkom, dan gaan jy kan sê, maar Here, ons was in familie, en ons het 'n kruis teen die muur, en ons het Christelike movies gekyk, en ons het nie lelik gepraat nie, en dan gaan dit oor, hoe lyk die olie? En jy kan nie dan jou olie gee vir die ander, en die olie is persoonlik. Elkeen van ons moet ons eie olie by die Here kry, elke liewe dag, deur tyd saam met hom te spandeer. Dis waar hy jou vol maak. Net tyd saam, dit is al wat hy vra. En is eintlik so simpel as jy dink daaraan, maar die duiwel kry dit reg. Hoe? Deur ons besig te hou. Ons jaag vir wat? Die Bybel sê na wind. Na wind, jaag jy. Ek wil met julle 'n beautiful testimony share, soos ek afsluit. Vrydag aand het ons meeste kids nog, vandat ons begin het, by die Here gehad. Het was vol hier binne, het was packed. En ek het die reeks begin Vrydag aand, wat ons nou mee afgesluit het, die duiwel glo ook in Jesus, wat maak jou geloof anders, het ek begin daar met hulle. En ek sê vir die einde van die aand, einde van my boodskap, ek het vir hulle daai Kabi Lame gewys. Ken julle Kabi Lame? Daai swart ouetjie op TikTok, hy het 161 miljoen followers op TikTok, hy is die meeste followers. As daai ou wat hy doen iets, mense maak goed kompleks, en dan wys hy vir jou hoe stupid dit eintlik is, dan maak hy so. Daai ou, né? Ja, super eenvoudig, maar ek sê, hy het 161 miljoen followers, maar daai followers dis eintlik net fans, né? Want ek vra hulle, hoeveel dink julle ken hom? Soos as hy 'n slegte dag het, dan weet hulle. As hy honger is, dan weet hulle. En hulle sê, 2%. Ek werk vir 2% van 161 miljoen, is 3 miljoen, is baie. Dink jy het soveel vriende? Nee, 0,002%. En anyway, dit moet ek lank nou wiskunde hier staan. Maar om by die punt te kom, min mense ken hom. Hulle is net fans. Like om bietjie te lag, maar dink jy as hulle nou kyk, jy kyk vir Kabi Lame, hy laat jou bietjie lag, sit die foon neer, dink jy dit nou verander hulle lewe oor hulle bietjie gelag het? Nee. 'n Fan worry nie wat daai ou doen, jy verander nie jou lewe oor die persoon vir wie jy 'n fan is nie. 'n Follower moet anders wees. Volgelinge van Jesus, as jy met hom te doen kry, as jy hom encounter, sy hele manier van sy disippels lief hê, was om hulle te encounter met die Here. Dit was sy belangrikste doel hier op aarde. So mense as mense met Jesus encounter het, of het nou was vir 'n genesing of wat ook al dit was, op die einde van die dag het hulle weggestap met 'n verhouding met die Here. Dit was sy main doel, en hy sê, gaan julle en hê mekaar so lief. Dat as mense jou encounter, moet hulle 'n honger kry na Jesus, 'n honger kry na die Here, om nader aan die Here te wees. Dis die main ding. En ek vra hulle, het julle 'n verhouding met Jesus? En ek sê toe sommer, ek voel ek moet sê, sluit julle oë nou. Sluit julle oë, want hulle kyk my so skape aan. So ek sê, sluit julle oë. As jy sê vir my vanaand, jy het nie 'n verhouding met Jesus nie. Jy volg hom nie, jy ken hom nie, jy lees nie jou Bybel nie, julle leef nie so in die huis nie. Steek vir my jou hand op. En kan ek sê, meer as halfte van die kinders steek hulle hand op. Sê, bid vir my. Bid vir my, ek ken nie Jesus nie. Nou, dis beautiful, but it's also alarming. Want hierdie is ons kids. So ek wil jou smeek vandag. Hierdie is nie net, kom ons kom kerk toe, hoor 'n boodskapie, daar gaan jy weer nie. Ek wil jou smeek vandag. As jy hier sit, jy's 'n ouer. Asseblief, maak Jesus nommer 1 in jou huis.
deur 'n vergadering reëler te word. Vergader jou family met Jesus. Maak seker, as jy kan seker maak vir een ding, is nie dat hulle lekker eet en lekker vakansies hou nie. Al daai goed is great. Ons moet ons mense bless, dis goed. Maar die main ding is dat hulle 'n verhouding het met Jesus. Gee om, vra gereeld daaroor. Sorg dat jy die voorbeeld stel. In stilte tyd, in Sondag kerk, Paas, kan ek jou sê, hoekom kom families nie kerk toe nie, want Paas kom nie kerk toe nie. Ek vat julle aan vandag. Dis hoekom. Want Sondag is nie vir pa 'n kerkdag nie. Jy staan op en jy kyk, mamma, hoe voel jy vandag? That's not what a leader does. 'n Leader staan eerste op en jy sê, kom. Whatever julle wil doen, ons doen dit na kerk. Jou kinders opstaan in die oggend moet hulle sien, waar's pa? Ek weet waar pa is. Hy sit met sy Bybel. Hy spandeer tyd met die Here. Daar moet tye wees wat ons om 'n tafel kan sit en saam kan bid en saam met die Here kan tyd spandeer. Asseblief, ek smeek julle. Maak Jesus nommer 1. Moet dit nie net praat nie. Maak hom nommer 1. Oumas, oupas. Die beste ding wat jy kan los vir jou family is nie 'n huis nie. Die legacy wat jy kan los is nie baie geld nie. As jy Jesus kan los, as jy olie kan wys, die voorbeeld van hoe om olie te hê, dan is jy baie ryk en jy los jou familie baie ryk. Dis rykdom. Maak nie saak hoeveel geld jy het nie, dit gaan oor hoeveel olie het jy. Is dit nie eintlik niks nie, dit werk so in die lewe ook, né? Wie is die ryk manne in die wêreld, die manne met olie? En so is dit in die Christendom ook, die met olie. Ek wil vra om jou oë te sluit. Ek gaan doen wat ek by die tieners gedoen het. En ons hoofde gebuig. Ek weet nie, jy moet kyk vir enig iemand rondom jou nie. Ek vra jou persoonlik vanoggend. Hierdie hoogste vlak van liefde, is dit sentraal in jou lewe of is dit net deel van jou lewe? As jy hier sit vandag en jy sê, yes, John, ek wil 'n besluit maak vandag. Ek moet 'n besluit maak dat ek wil Jesus eerste sit in my lewe. Ek ken hom nie so nie. Ek het jou nodig om te bid vir my. Dan wil ek met liefde, wil ek bid vir jou vandag. Ek wil net hê jy met jou hand vir my wys. Niemand gaan kyk nie. Jy kan hom net vandag opsteek in dat sak. Maar ek wil bid saam met mense vandag. Dankie, 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 dankie. As jy 'n ouer hier is en jy sê, ek wil weet of Jesus eerste is in my gesin, ek wil nie meer leef en net goed is vir my gesin en al hierdie ander goed, maar ek lei hulle nie geestelik nie. As dit jy is, wys net vir my, ek wil vir jou bid vandag. Dankie, 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 dankie. Hande oor die hele auditorium, kom ons bid saam. Here Jesus, ons kom vandag na U toe, U sien die hande, U sien die harte. Here, vir so lank het ons gelewe, 10, 20 jaar en ons kritiseer die godsdiens van ons oupas, van ons voorouers. En alhoewel baie van die goed wat ons sê reg is, het ons heeltemal by die ander kant van die wal afgeval. Waar ons 'n casual, gemaklike Christendom geskep het, laat ons kinders van Jesus kan hou, maar ons so lewe dat hulle hom nie ken nie. Dat ons volgende generasie nie eens meer gaan kerk toe kom nie, as gevolg van ons lou, warm Christendom. Here, dit moet einde kry. En hier's mense wat nou sê, ek trek 'n lyn in die sand. Ek gaan begin om Jesus eerste te sit in my lewe, en ek sit Jesus eerste in my huis en my familie. En Here, ons kan dit net doen as die vergadering met U nommer 1 is. As ons tyd saam met U sentraal is van alles in ons lewe, en dit vra goed van ons. Dit vra opofferinge, soos U van mense opofferinge gevra het. U het gesê, daar gaan 'n kruis wees. In ons tyd is dit tyd. In ons generasie is dit tyd. Is dit dat ons U sentraal sit in ons week. Help ons om te besef, so eenvoudig as wat dit eintlik is, U het 7 dae gemaak vir 'n rede. En op die 7de dag het U gerus en U roep 'n Sabbat en U sê, hey, op hierdie dag moet jy eindig met my en begin met my.
Hou op om te jaag, asof jy goedjies in hierdie lewe moet kry, asof dit jou purpose gaan wees. Jou purpose lê by my, jou identiteit lê by my, jou kinders se toekoms lê by my, nie in geld en geleenthede nie. Here, vergewe ons dat ons familie so goed probeer versorg, dat ons hulle al verder wegvat van U af. Terwyl U die enigste een is wat regtig goed kan wees vir almal van ons. Kom help ons, Here, om geestelike leiers te wees. Vergewe ons dat ons eie goeie planne vir ons lewe volg, maar U het die beste plan vir elkeen van ons. En ons kan daai plan net ken as ons naby U leef. En so is dit ons besluit en ons commitment vandag, dat ons die eerste stel in ons lewe, en dat ons mense sal wees, geestelike leiers sal wees, pa sal wees, wat vergader. Jong paartjie sal wees, wat ons huwelik op U bou, U as die fundament. Dit is ons besluit, Here, ons wil U vandag eer, en soos mense hulle harte en hulle huise vir U oopmaak, ek weet het, bless U so. Heilige Gees, ontmoet met daai mense en lei hulle van waar hulle vandag is in die journey vorentoe. Ek is opgewonde, Here, om te sien wat U gaan doen in en deur die huisgesinne van Familia, wat vandag hierdie besluit maak. Miskien is hier iemand aanlyn wat nou daai besluit maak, wat sê, hy, tyd met Jesus word nommer 1 in my lewe. Dankie Jesus vir daai mense. Ontmoet hulle daar waar hulle is. Ons eer U daarvoor, in die naam van Jesus bid ons dit saam en ons sê, Amen.